ons gas hierso. Ek het 2 gaste vanmiddag, baie kort, wat vir ons gaan bemoedig. Ek voel mense daar aan die kant, julle het bemoediging nodig. Hier's oom Rooi, Johan de Weer. Jy het die bekendstelling nodig hier daarvan, amper sê ek Britstown. Van wat is jy nou weer? Bethel. Goeiemiddag, Jacques Neo. Sê 'n bietjie van waar af as julle Chris besin jou. Nou klim julle agter, nou kom julle soos motte agter die kers aan. Julle beweeg nou. Maar kom ek praat eers hier met die gas en dan gaan ek met julle almal lekker gesels. Goeiemôre. Goeiemôre Roy. Stel jou maar weer bekend. Ek is Kalk Strydom, ek is daar van Kimberley se wêreld af. Yes. Ek sit en dink ons moet dalk vir al die gaste wat op is 'n bietjie die see wys, want ek wil 'n bietjie oor die see gesels. Okay. Voorheen het ek hom genoem Kaptein Strydom. Hy was 'n kaptein in die polisie, nou is hy advokaat. O, jene, nou gaan die mense vir julle goed vra. Vir jou regsgoed vra. Maar ek wil jou 'n vraag vra. Het jy visstokke ingepak vir hierdie vakansie? Ek het visstokke ingepak en vir die van julle wat nie weet nie, lyk my Roy is hou nie van vis van. Ja, wow, die vraag is, hoor gemooi. Jy's 'n advokaat. Hoor nou mooi dat ek vir jou leer die prosedures van hof. Jy's 'n vraag gevra, het jy visstokke ingepak? Ja of nee? Nie jou eie sieningsie. Kom. Ja, want Roy is Okay, stop dit daar. Stop dit daar. Dit soos advokate maak. Hulle lê 'n eiertjie in die regter se kop. Wat hulle wil ekstra sê. Ek gaan nou vir julle almal groet, Christa van Kenton en Andres. Okay, Andres sê hier's ek. Kom ons kyk gou of ek kan vir Andres opkry. Andres approve send request daar na jou toe. Yes, nou gestop. Andres sê hy kan nie visvang want daar's nie visse nie. Hy's nou by die dooie sê. Kom ons kyk net gou. Reply suspend. Nee. Andres is geapprove. Is geapprove. Ek send you this request. They can't be added to your broadcast while a user is connecting. Okay. Jy's besig om te connect, Andres, van die dooie see af. Okay, ek kan vir die mense so lank sê wat gaan aan by die dooie see terwyl jy connect. Kyk of jy opkom. Hulle sê Andres connect van die dooie see af. Hy's in die woestyn. Daar's hy daar adding. Hy flikker al hier by my. Kom ons hoop hy kom deur. Julle weet natuurlik waarvan af kom die dooie see. Is God se woede wat die dooie see veroorsaak het. Connecting failed. Andres, ek kry jou weer. Connecting, approve ek jou weer. Send request. Andres Strauss is already a guest in this broadcast. Jy's a guest. Okay? Nou weet ek nie, maar jy verskyn nie hier. Hou aan glo, sê Pieter Jackson. Maar okay, ek wil jy nie te lank besig hou nie. Kom ek vertel gou vir julle net oor die dooie see klaarmaak. Oor 'n man trouery en vrou het God so kwaad geraak en dit is waar sodomiet, 2 mans wat saam slaap, wat gebeur het Sodom en Gomorra. Tino Lombard, jy so welkom. Nou is Andres onder sy gewone blad, kom ons sit hom op en ons approve hom. Okay, jy's nou sal jy opkom. Nou wys jy adding. Jy moet maar altyd onder daai blad opkom wat net 3 followers het, lyk dit vir my. Dan gaan jy iets doen. Maar okay, en toe het God so kwaad gewees en gesê, daar is hy. Yes! Wat sê jy, brother? Goed en self. Praat hard. Hoor julle my duidelik of nie? Ek hoor jou baie swak. Gaan dan aan en vertel gou vir die mense daar, Andres, wys vir hulle alles. Alright, hierso is ek by die dooie see, Nou, daar's 'n gesegde, nou terwyl jy oor visvang praat, wat sê hierso as jy nou by 'n meisie aanlê of so wat nou nie eintlik belangstelling in jou toon nie, dan sê hulle you're fishing in the Dead Sea. Jy vang vis in die dooie see, want hier's geen visse nie. Nou wat interessant is, toe Sodom en Gomorra hier was hierdie gebied gesien en jy kan gaan lees daaroor in die Bybel as die tuin van God. Dit was die tuin van God. Dink hoe mooi jy dit gelyk, hoeveel groenigheid was hier so alles. Dit was die tuin van God gewees.
En toe gebeur wat Sodom en Gomorra en tot vandag toe, kyk daar, tot reg rondom groei niksie. Dit is heel verinne weer alles. Nou, ek wil vandag vir jou kom sê, hierdie God is 'n wonderlike God. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil hê jy moet vorentoe gaan in die lewe. Hy wil hê jy moet sukses hê. Gee hom vandag 'n kans in jou lewe. En los liewer die sonde uit, want wanneer ons sonde doen, dan lyk jou lewe so stikkend en daar groei niks om jou nie. Andres, gaan jy afstap onder toe of is jy eers daarbo? Ons eet gou hierso bo. Ons het nou hier aangekom. Ons het vanmôre van Egipte af deurgekom. Wow. Wat 'n badge dra jy? Wys gou. Wat staan daar? Dis uit travels. Nou as jy ooit wil saam Israel toe kom of so, uit travels. Soos 'n A. Soos A, soos 'n alpha, soos 'n yes. Andres. Nou kom ek wys nou vinnig vir julle vinnig hierso wat is ons besig om te eet. Nou, daar's ons my groep. Dis is Summer, our driver. You are live on Facebook, my brother. So kom ek wys gou vinnig vir julle wat ons eet. Daar's ons lekker kool, Arabiese brood. Wys gou daar, Nou, wat lyk soos pap daar langs. Wat is dit? Gamos. Nou jy vat hierso, hier is hummus. En dan druk jy hom so lekker in. Dit is so chickpea ete ding. En dan dan kom ek wys vir julle wat is hier nog. Hallo everybody, you live on Facebook. How are you? Gryp jy sommer nou daai die mense se bord uit. Ja. Nee, daai was daar in my bord. And we have some nice chicken today. Nice chicken and rice. That's on the menu. Ek like hy beetslaai ook, 'n koolslaai bedoel ek. Hy Ja. perskool. Hy's ook lekker. Andres, sê net gou vir my 'n bietjie meer oor uittravels. Ek wil nou Israel toe gaan. Nou hoe nou? Baie mense dink jy hardloop net daar rond en party dink jy's ons gaan nie dit noem nie met snaakse goed besig en die ander ou dink jy ry vliegtuig bloots. Vertel my net, wat doen jy nou eintlik daar? Nou ek het nou Kan my ek nommer gaan daaronder as ek geplaas. Kan ek ook gaan as ek wil? Jy kan nog gaan. Enige een is welkom. Met grootste liefde om te kom. Ek het my nommer daarso gesit. Dan join julle kom vul in, stuur vir my 'n boodskap, vra vir my vrae wat jy wil vra en join ons. En dan wat ek ook oor uittravels wil sê, behalwe die Israel toere. Johan Els, sterkste man in Afrika. Ek gaan jou nou net antwoord. Dis 'n goeie punt wat jy aanhaal. Maar okay, gaan aan. Ja. Nou ons is ek bring groepe hierso. Ons was nou in Egipte gewees en hierso's in Israel en dan ook sê nou jy soek 'n betroubare persoon wat vir jou vlugkaartjie kan boek, vir jou visa kan doen, vir jou kinders moet visas reël of so. Ons kantoor hanteer al daai tipe goedjies. So my nommer is daarso. Join ons. Adrie Hoog sê jy maak my nou baie lus vir daai kos. Nee, want ek gaan 'n worsie braai, Adrie, en ek dink Andres sal ook nou 'n worsie meer geniet. Maar okay. Nee, ek is as dit 'n stukkie steak was dalk, maar hierdie is nog baie lank. Kyk gou, wag. Okay. Rooi is net daai vir jou. Jo, wat lemoen. Alright. Ek het ook Verskoon my, ek post weer my nommer hierso. Ek luister verder. Maar dit ek wil gou hierso ander geen kos gee. Jy moet daar aan. Jesus Christus, like jou verskriklik baie. Dryf lekker. Dis Okay. ag en sommer net vir interessantheid. Daarso kyk daar's ons lekker sappe, strawberry sap en piesangsap en goeters hier van Israel, so kom join ons en jy gaan baie geniet. Jesus like jou. Okay. Loop 'n visserman. Kom ek zoom net gaan. Okay, Andres. Bye. Ek sê maar afgaan. Dankie. Bye. Huh? As ek net kan nie inzoom. Anders kan ek nie die visserman. Stap 'n visserman. Okay. Kom ons praat eers oor die negatiewe een wat nie altyd negatief is as 'n ou daaroor praat nie. Dit is goed wat moet aangespreek word. Johan Els. Ek noem net as jy hom wil, hy kan ook sy nommer daar sit as jy hom wil nooi. Hy's die sterkste in Afrika gewees. Ek weet nou nie hoe werk dit nou met elke jaar se nuwe ou wat nou weer sterker is en ons raak ouer Johan en alles. Maar Johan, plaas jou naam daar, nommer daar. Dan kan mense jou uitnooi. Johan tel gewigte op en terwyl hy gewigte optel dan verkondig die evangelie baie kragtig. Johan vra of Okkie, die wat vir Okkie ken,
Ek het ook die video's gesien in die omgewing wat omgaan, wat 2 vrouens trou. En ek was baie ontsteld, want Okkie het eendag al daar by ons opgetree en ek het gedink Okkie is regtig legit en jy weet, deesdae kry jy maar pastore, een dag is die ou reg, die ander dag is die ou nie reg nie, of wat ook al. Maar toe bel ek homself, en kontak ek homself. Ek kon hom toe nie op die foon in die hande kry nie, ek het hom met voice notes om in die hande gekry, want ek was ontsteld. En hy sê toe vir my, ontken hy goed, hy het hulle gedagvaar by die hof, hy's ingeedit. So ek laat dit daar, ek het glad nie verder geondersoek nie, of Okkie my net van sy rug afgekry het, en of Okkie waarheid praat, en hy het dit nie gedoen nie, en of Okkie dit gedoen het. As hy dit gedoen het, gaan ons beslis dit nie daar laat nie, want ons kan nie so iemand promoveer om te preek nie. Hy het 'n kragtige getuienis, maar jy het nie 'n kragtige getuienis as jy man en man trou en vrou trou nie. Maar dit daar gelaat. Ek het hom gevra, reguit, ek glo daaraan, as daar goed rondgaan, vra iemand voordat ek 'n komment los, want AI is 'n moedswillige een. En AI kan vir jou lelik en ding. Nou, Okkie se woorde was aan my. Ek sit met die voice notes. Ek vat hulle hof toe. Hulle het my ingeedit. Ek het dit nie gedoen nie. So, as iemand ander inligting het, kan hulle met ons praat. So, dan kan ek nou niks sê nie, want dis wat sy eis sê. En dan moet ek hom ons nou glo. As hy vir ons jok, dan sal dit baie swak wees. Maar kom ons, laat dit daar. Net wat ek wil byvoeg, Johan, ek staan nog by my standpunt, wat ek en jy baie keer verskil, maar wat ek dink ook jy stem tog saam. As dit is dat hy dit gedoen het, beteken dit nie ons moet hom afskryf permanent nie. Nee, hy mag nie preek nie. Hy's vals, hy's van die bose as hy dit gedoen het. Maar ons moet hom gaan nader, ons moet hom terugbring na Jesus Christus toe. Dit is wat God wil hê. Henry, dankie dat jy sê Katiet is daar langs jou. Ek sal vir Stella sê Katiet is daar langs jou. Maar okay, kom ek wil net gou hier wys, want ek wil nie te lank besig hou nie. Nee, ek sê nie jy's negatief, Johan, hoor gou tog asseblief. Dis nie wat ek gesê het nie. Ek praat van die ons wil nou gepraat oor boost. Toe sê ek die woorde. Dis ek wil nie nou oor negatiewe goed praat nie. Maar toe sê ek dis nie altyd negatief as 'n mens daaroor praat nie. Dis eintlik positief want jy moet mense reg help. So jy het my verkeerd gehoor. Okay, ek is jammer as jy my verkeerd gehoor het. Jy's nie negatief, ek het dit glad nie gesê nie. Jy kan na die tyd weer my live gaan luister. En dit is sommer 'n reël vir ons almal om miskien partykeer net 100% seker te maak. Wat het iemand gesê? Want ek het nie gesê jy het negatief nie, inteendeel het ek jou geboost. Het ek gesê, dankie vir die vraag. Okay, maar ons laat dit daar. Ek kan nie nou hier 'n uitspraak gee nie. Dis nou wat 'n regter moet doen. En wat iemand anders moet doen. En as dit is dat hy dit nie gedoen het nie, en hulle het hom ingeedit, want hulle kan maklik seker goed met ons ook doen, dan hoop ek hierdie hofsaak slaag, en dat die mense wat hom ingeedit het, goed aan die pen ry. As 'n pastoor eendag vir ons jok, en dit is nie AI nie, en hy doen dit regtig, dan moet hy voorstok kry. Maar God sal hom ook voorstok kry. Maar dit daar gelaat. Johan, sit asseblief jou nommer daar, dat mense jou kan uitnooi. Dankie. Nou ja, vertel vir my 'n bietjie, ek wys weer die see, en dan vertel jy vir my, jy toe jou visstokke saamgebring, en nou kan jy in detail sê, hoekom het jy nog nie vis gevang? Roy, ja, ek het die visstokke saamgebring. En nee, ons het nog nie gaan visvang nie. Hier word rondgery, baie gesien, maar daar was lyk my nog nie tyd vir visvang. Waar is jou visstok nou? Sê net gou, waar is jou visstok nou? Maar Ek vra advokaat. Dit is, Luister, jy is 'n geleerde man. dit is, Waar is jou visstok nou? dit is belangrik dat jy eers die boodskap luister. Hoor wat ek sê, waar is jou visstok nou? Is hy hier? Is hy hier? Seker so 2 kilos van hier af. So jy het dit in die huis gelos? Hoor gou hier. Hierdie advokaat los sy visstok by die huis en vertel ek ry op en af. Ek het al nou hoeveel maal van hom gesê, sê vir my waar moet ek stop dat jy kan visvang. Kom ek wys gou vir julle wat het ek tot gekoop om die vis te meet. Kyk hier.
Ek het 'n ding gekoop. Jy meer die vis. En ek wil nog 'n boodskap. Ekskuus tog mevrou. Ek wil 'n boodskap. Hou hom gou hierso en dan praat jy gou dat ek gou gaan kyk daai kolle. Dankie Roy, jy kan dalk net vir my weer die see opsit hier by jou. Want ek het 'n boodskap vir die mense wat op die groep is. Baie dankie en ek gaan kyk of ek vir julle so 'n bietjie kan inzoom. En ja, so wat ons hierso sit, kom die woord van die Here na my toe en ek gaan nou aansluit by die visvang en ja, Roy is nou gou net weggestap. Maar die woord van die Here kom na my toe, so wat ons hierso sit en hy sê ja, julle sit nou so seker so 200 meter van die water af. Ons kyk na die branders, ons sien die strand, maar die Here sê vir my, ons kan hierso staan en ons kan hierso moet 'n lyn gooi. As die lyn nie in die water is nie, gaan ons 'n vis nie vang nie. En julle het vroeër gesien soos wat die visserman hier verbygeloop het. Nou daai visserman loop nie net verby nie, hy loop en hy kyk na die water, want wanneer jy geoefen is om te sien wat aangaan, sien hy waar skole vis is en dit is waar hy gaan visvang. Nou, vandag is die see betreklik kalm so wat julle hom kan sien. En die woord van die Here het na my toe gekom en gesê, ek het julle geroep om vissers van mense te wees. En hoe kan ons vissers van mense wees as ons nie 'n lyn in die water het nie? En baie keer raak ons mense ook so. Ons wil op die kant sit, ons wil op die wal sit en ons wil net na die mooi sit en kyk. Ons wil sit en kyk oor hoe die branders inspoel en ons wil sit en kyk hoe mense vis vang, maar ons self is nie bereid om die water te gaan aanvat, in die water in te stap, die visstok in te gooi en siele te oes uit die water uit nie. En dit is een van ons groot probleme. Dit het tyd geraak dat ons gaan die visstok vat, instap in die water en die oes inbring, want ek moet regtig vir julle sê, die oes is ryp, maar die werkers is min. Dankie Roy. Ja, ek wil net iets bylas. En dit is hoekom ek gister daai liniaal gekoop het en net geweer die liniaal vir die mense wys. Ek wil hom net weer wys. Ek het gister die liniaal gekoop, nie omdat ek gaan visvang nie, omdat ek 'n geestelike boodskap, want hy sê watter vis is hoe lank en alles. Ek wil 'n geestelike boodskap daarom voer. En ek dink dit is nogal belangrik dat ons nou daaroor praat. Baie vinnig. Maar ek maak nog so 'n boodskap later die week, 'n video daaroor wat gaan viral gaan. Toe ek hierdie liniaal koop struis met hierdie verskillende visse en hulle lengtes en hierdie moet teruggegooi word en hierdie mag jy vat volgens die permit en dit. Toe dink ek aan geestelike visse, siele. Ons as mens het ook baie keer so liniaal. Hierdie boemelaar, hy's vuil. Ek sê lus vir hom. Ek gooi hom terug in die see. Hierdie ryk ou se advokaat, yes. Ek gaan aan hom aandag gee. Ek het jou wat 33 jaar terug na die Here toe gelei. Dis reg. Maar ek gaan aan jou aandag gee, want jy kan miskien vir my voorsiening gee. Ek meet met die liniaal die siel. En jou siel en daai boemelaar onder die boom se siel is presies dieselfde. Identies. Die Here sê hy is nie aannemer van die persoon nie. So dit is wat ek wil vra. Dit is wat ek wil sê. Of dit die tikkop is wat daar op die strand lê. En of dit die regter is wat in 'n smart kantoor sit in die bankbestuurder. Altwee se siele is ewe. Maar nou kry jy mense omdat hierdie ou mense kategoreer sondig. En hulle besluit, hierdie ou het nou so gesondig. Ek gaan hom nie meer weer by God kry nie. En daai ou het so gesondig, nee, ek gaan hom nie. Luister, ek is nie God nie. En jy is ook nie God nie. Ek en jy moet die woord versprei. As iemand van die waarheid afgedwaal het sê, moet ons hom gaan soek. En ons moet hom terugbring. As hy nie wil luister nie, dan is dit so. Iemand wat nie wil luister nie, hy gaan hel toe.
Maar as iemand van die waarheid afvallig geraak het, moet ek en jy hom gaan soek. Of hy 'n dronklap was, 'n vroueslander was, of hy 'n valse profeet is, en of hy wat gedoen het. Of hy homoseksueel is, en of hy suip of rook. Ek en jy moet hulle gaan soek. En ons twee moet nie met die liniaal meet. Wie mag nou inkom, en wie mag nie inkom nie. Ek en jy het nie daai reg nie. Ons moet hulle meet. So, lyk vir my kole is reg. So ek gaan nou maar gou daar gaan. Maar hou eens dop, en die wat op TikTok is, hou ook dop, want ek dink ons gaan vanaand so 'n bietjie op TikTok gaan. En ek wil julle nou geantwoord, dat julle het nou klomp goed gevra. Ek sien Steven Chandler, jy is ook hier op, hallo my maat, hier is baie mense opgeklim. En ek sal graag met julle wil kuier, maar jy weet die kole gaan, as hy kole koud raak, het gaan nie oor die kole nie. Advokaat, weet jy waaroor het gaan? Gaan daaroor om jou vrou gelukkig te hou, so net jy moeilikheid. Dis wat ek ook sê. Kom ons gaan braai liewerste. Die Here is lief vir julle en kontak vir ander is om saam te gaan. Israel toe. En ek stem met jou saam, Johan Els, die predikers moet ruggraat kry. Maar ons moet almal gaan haal. Almal. Ons moet nie besluit wie mag gaan haal word en wie nie. Maar hulle moet nie ruggraat kry nie. 'n Ou wat man en man trou gaan nie hemel toe gaan nie. 'n Prediker wat man en man of vrou en vrou trou gaan nie hemel toe gaan nie. Ons moet dit duidelik verstaan. Dit is teen God 'n groot. En mense sê daar's nie groot en klein sondes nie. Die Bybel sê daar's verskillende sondes. Maar hoe dit gemeet word, God het 'n liniaal. Nie ek en jy nie. Ek en jy het nie 'n liniaal nie, maar God het 'n liniaal. Die Here seën julle en is baie baie lief vir julle. En gee vandag jou hart vir Jesus. Môre kan te laat wees. En kom ons gaan uit en ons gaan soek hulle.